Dan kan jy die Bybels oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 2. Ons kyk vanoggend na vers 3 en vers 4 en vers 5 van 1 Petrus 2. Ek gaan lees vanaf vers 2 tot met vers 10, want dis eintlik een perikoop, dis eintlik een gedagte. Ons sou dit seker kon hanteer as 'n enkele preek. Altyd 'n moeilike vraag oor hoe lank of hoeveel moet mens spandeer. Jy kan 'n hele preek net oor een woord. Jy kan met waarheid te sê 'n hele reeks doen oor 'n enkele woord. Ek het dit al gedoen ook hier, baie jare terug. En dan kan jy groot hoofstukke op 'n slag hanteer, wat ek ook al hier gedoen het. Dit is altyd 'n moeilike vraag. Ek dink wanneer ons een konsep, een begrip op 'n slag hanteer, dis maar die beste manier om dit gewoonlik te doen. En ook natuurlik soos wat die teks homself nou maar ontleen. Maar kom ons kyk dan vers 1 Petrus hoofstuk 2 en ons kyk vers 4 en ons gaan lees tot vers 10, maar ons kyk net vanoggend na die eerste 2 van daardie verse. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat deur die bouers verwerp is, dit het die hoeksteen geword. En 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Sover ons geleesde gedeelte, en kom ons vra dat die Here vir ons sal help. Kom ons bid. Here, ons dankie vir U woord. Ons dankie dat U ons leer. Ons dankie dat U vir ons wys hoe U wil hê ons moet leef. Maar bo dit alles, Here, is ons dankbaar dat U vir ons wys dat ons hoop is nie gevestig op ons eie werke nie. Dankie dat U vir ons wys dat ons swakheid is nie dit wat ons in die moeilikheid, wat veroorsaak dat ons die ewigheid sal beerf nie. Want ons ken onsself, Here, en selfs die beste onder ons hier is swak. Ons tree soms op 'n onheilige manier op. Ons val in die sonde en ons begeer die dinge van hierdie wêreld. Maar dan kom ons in blydskap in die wete, Here, dat ons verlossing is in Christus. Hy wat geen sonde gedoen het nie. En hy wat gesterf het vir sondaars soos ek, en sondaars soos elkeen van ons. En daarom, Here, kom ons dan met vrymoedigheid, en kom ons met ywer om goeie werke te doen. Kom ons met ywer, want die Heilige Gees moedig ons aan om te leef vir U eer. Nie sodat ons daardeur gered kan word nie, maar sodat ons inderdaad, soos ons teks ons wys,
aan God welgevallige offers sal kan bring, tot eer van sy naam. Help ons dan vanoggend, Here, en lei ons deur die woord. In Jesus naam bid ek dit. Amen. In die eerste hoofstuk van 1 Petrus praat die apostel oor die wonder van God wat ons verlos het in Jesus Christus. En hy begin dan nou vanoggend 'n nuwe tema in sy brief. En die tema waarna hy gaan kyk van nou af vorentoe vir 'n tyd lank is gelowiges se status as die ware mense van God. Wat is ons status? Wie is ons? Wat is ons? Wat is dit wat ons beleef en wat ons gaan ontvang as die ware kinders van God? En in die volgende 6 verse, om dan nog 'n bietjie nader te kom aan ons konteks en dit waarmee ons besig is, die volgende 6 verse, dit wat ons nou vanoggend gelees het, kyk Petrus na 5 verskeie verskillende Ou Testamentiese beelde, om vir ons te wys dat ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is nou die ware mense van God. En dat die seëning wat ons as die Nuwe Testamentiese gelowiges het, is veel groter en heerliker as die seëninge wat Ou Testamentiese Israel beleef het. En so ons kyk vanoggend net na die eerste van daardie beskrywing en na die 2 verse, vers 4 en vers 5 van 1 Petrus 2. En ons sien dat Petrus sê ons is lewende stene in God se geestelike tempel, wat gebou is op die rots, op die ware en die eerste lewende steen, die ware lewende steen Jesus Christus. En dat ons geroep is tot 'n heilige, God welgevallige lewe. En soos ek al reeds vir julle gesê het voor die tyd, ons kan nie vir onsself besluit wat is vir God welgevallig nie. Ons moet bou op die leer en die lewe van Jesus Christus, op die woord van God. En so vanoggend dan die gelowiges as 'n heilige priesterdom. Gelowiges is 'n heilige priesterdom onder die hoofskap van Jesus Christus. Daai is baie belangrik. Ons hoofskap, ons priesterskap staan onder die hoofskap van Jesus Christus. En dit bring my dan eerstens by ons eerste hoofpunt. Christus is die lewende steen. Christus is die lewende steen. Nou Petrus begin daar in vers 4, begin hy met Jesus Christus. Maar die Christelike lewe begin by Christus. Geloof in Jesus Christus is wat jou red, maar die probleem is vir baie gelowiges dat hulle vergeet dat die Christelike lewe gaan voort op Christus en in Christus. Om die waarheid te sê, ons status en ons posisie as Christene is geheel en al totaal afhanklik van Jesus Christus. Dis omdat ons met hom verenig is, dat ons enige hoop het. En so in vers 4 begin Petrus dan en hy sê, kom na hom toe, die lewende steen. So Jesus is die lewende steen, wat deur mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En so ek wil begin by Christus, want dis waar Petrus begin, en wat noem hy hom hier? Hy noem hier, ons Here hier 'n lewende steen. Dit is nie 'n beeld wat hy vir homself opgemaak het nie, dis 'n beeld wat uit die Ou Testament kom. Om die waarheid te sê, dis nie eers Petrus wat die eerste een is wat dit gebruik nie. Jesus het na homself verwys en na hierdie selfde teks. In Matteus hoofstuk 21 vers 42, en ons ander tekste saam met dit, maak Jesus dit op homself van toepassing. En julle mag dalk die storie onthou, hy vertel 'n gelykenis, die gelykenis van die talente. En dan sê hy, het julle nooit in die geskrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het,
deur die hoeksteen geword. Jesus verwys na homself en sê dat daai Ou Testamentiese verwysing is na hom. Nou waar is daai Ou Testamentiese verwysing? Die Ou Testamentiese verwysing is in Psalm 118 vers 22. Maar dis nie die enigste Ou Testamentiese teks wat na Jesus verwys as 'n steen nie, of Ou Testamentiese teks wat verwys na 'n steen wat verwys na Jesus Christus nie. Byvoorbeeld Jesaja 8 en vers 14. Ons ken daai teks. 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel. Na wie verwys dit? Dit verwys na Jesus Christus. Jesaja 28 vers 16, die grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vasgegrondves is. Wie is daardie hoeksteen, daardie grondsteen van Jesaja 28? Dit verwys na Jesus Christus. En dis omdat Jesus dan self hierdie Ou Testamentiese tekste gebruik en sê, maar dit verwys na my, wat Petrus nou vrymoedigheid het om te sê, dat hierdie lewende steen van die Ou Testament is Jesus Christus. En hy doen dit nie net hier in ons teks nie, hy doen dit eintlik al voor dit, want hy doen dit in Handelinge 4, daar in die begin, op Pinksterdag, dan verwys hy alreeds en sê dat Jesus is hierdie lewende steen, Handelinge 4 vers 11. Nou, wat belangrik is vir ons om raak te sien, is dat Jesus het nie gesê, ek is 'n lewende steen nie. En die Ou Testamentiese Psalm sê nie, dis 'n lewende steen nie. So Petrus voeg hier 'n woord by. Maar daar's 'n rede, dis belangrik dat hy hier die woord byvoeg. So hy sê, nie Jesus is die steen waarteen jy jouself stamp of die steen wat deur die bouers verwerp is nie, maar hy is die lewende steen. Jesus is nie net 'n dooie klip van graniet nie. Jesus word nie gevind in een of ander fancy kathedraal of gebou in hierdie wêreld nie. Jesus is nie net 'n steen, 'n dooie steen nie, maar hy is 'n lewende steen, maar hy is 'n lewende steen nie net omdat hy soos 'n mens is nie. Ek is, as ek dit sou moes stel, as ek myself 'n steen moes noem, dan sou ek 'n lewende steen moes wees. Maar daar's iets meer aan dit wat Jesus lewend maak. Dis nie die feit dat hy net 'n mens is nie. Maar dit is soos Romeine 6 vers 9 vir ons sê, dat hy is opgewek uit die dode om nooit meer te sterf nie. Hy lewe vir ewig. Hy is die ewig lewende steen, die hoeksteen van God se kerk. Daar is geen ander steen as Jesus Christus nie. En hy is dan die lewende steen, 'n steen, sê Petrus, wat deur die mense verwerp is. So mense verwerp Jesus Christus, maar sê hy, by God is hy uitverkore en kosbaar. Om die waarheid te sê, die psalmis, Psalm 118 vers 22, dit sê dat hy is 'n verwerpte steen, en dat daardie verwerpte steen het die hoeksteen geword. Of anders gestel, wat is die hoeksteen? Die hoeksteen is die eerste steen wat geleë is. So in die Ou Testamentiese tyd, ons ken van 'n hoeksteen, lyk nou deesdae anders. Nee, ons idee is, dis net so fancy steen wat geplaas word, en daar word gewoonlik iets op geskryf. Maar die gedagte van 'n hoeksteen was, dit was die heel eerste steen wat gelê was in 'n gebou. En die hele gebou se gradiënt en bou en sterkte was gebaseer op daai enkele steen wat eers geleë is. Die eintlike Hebreëse begrip is die hoof van die hoek. Die eerste steen, alles is gebou op daardie enkele steen. En so die gedagte is, God se hele koninkryk rus op Jesus Christus. Hy is die hoof en die Here daarvan.
En tog sê Petrus, ten spyte van die feit dat hy die hoof van God se kerk is, ten spyte van die feit dat hy die hoof is van God se hele koninkryk, word hy deur die mense verwerp. Petrus is nie die eerste een wat sê dat mense hom verwerp nie. Die psalmis sê en Jesus sê in die tekste waarna ek verwys het, sê hulle dat die bouers het hom verwerp. Matteus hoofstuk 21 vers 45 sê Jesus, hy sê nie die mense het my verwerp nie, hy sê die bouers het my verwerp. En hoekom is dit wel? Na wie verwys Jesus wanneer hy daar praat in daardie gelykenis? Hy verwys na die Jode, die Joodse ongelowiges, maar meer spesifiek verwys hy in die konteks na die Joodse leiers, hulle wat hom verwerp het, hulle wat saamgesweer het om hom te kruisig. So Jesus het 'n spesifieke gehoor en gedagte. Maar Petrus se punt hier is dat dit is nie net die Jode en die Joodse leiers wat Jesus Christus verwerp het nie. In Handelinge hoofstuk 4 vers 27 het Petrus eintlik al klaar reeds weier van toepassing gemaak is wat Jesus het. Handelinge hoofstuk 4 vers 27 dan sê dat Herodes en Pilatus het saam met al die heidene en al die mense van Israel saamgesweer teen die Here. Teen die dienaar van die heilige dienaar Christus en hom gekruisig. En nou kom Petrus hier in sy brief en hy sê dit selfs nie eers hulle wat daar 2000 jaar gelede terug saamgesweer het teen Jesus Christus nie. Dis nie net hulle wat hom verwerp het nie. Maar elkeen wat nie in die Here Jesus Christus glo as die ewig lewende Seun van God nie. Ook hulle het hom verwerp. Dit sal 'n bietjie meer duidelik word volgende week as ons na vers 7 kyk, maar so Petrus sê die mense het hom verwerp. Die mense het hom verwerp, maar by God is hy uitverkore en kosbaar. Nou hier's 'n belangrike ding om te sien. Wat ons moet verstaan is, broer en suster, die ware evangelie sal nooit populêr wees nie. Die ware evangelie sal nooit populêr wees nie. In ons konteks, in Suid-Afrika, is getroue Bybelse kerke baie skaars. En gewoonlik relatief klein. En hoekom is dit? Die antwoord is, want Jesus self het gesê en Petrus herhaal, hy wat die lewende steen is, word deur die mense verwerp. In die woorde van Jesus self, Matteus 7, vers 13 tot 14, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Maar die poort is nou en die pad is smal, sê Jesus self. Dis nie ek wat dit sê nie. Die pad is nou en smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Christendom sal nooit populêr wees nie. En as jy 'n populêre kerk soek, en as jy 'n populêre kerk daar buite vind, vra vir jouself, is dit wat verkondig word die waarheid? Want dit gaan teen Jesus se eie woorde. Ek sê nie dat alle groter kerke of groot kerke is vals nie, maar mens moet ernstig ondersoek en seker maak, is jy op die nou pad, of is jy deur die nou poort, of is jy deur die wye poort. Christus is verwerp deur mense, maar hy wat deur mense verwerp is, hy is uitverkore,
Hy is kosbaar vir God. Tragies vir my hoe mense probeer om vandag meer en meer te probeer om die evangelie meer aanloklik te maak. Hartseer vir my om te sien hoe mense probeer om die evangelie, om God se woord te probeer so menslik as moontlik maak, sodat mense dit sal aanvaar. Ek is nie hier om vir jou of vir enige mens te probeer behaag nie. My begeerte is die verheerliking van God. Dis my fokus. Wat ons moet verstaan is die fiteriasies en die dingetjies wat mense in kerke doen, trek nie die mense na God toe nie. Trek nie mense na die ware evangelie toe nie. Trek hulle na daardie fiteriasies toe. Maar die mense, sê Petrus, hulle verwerp hom wat deur God uitverkies en kosbaar is. Dis van die lewende steen, daardie steen wat deur mense verwerp word, wat God self sê, onthou julle? God self sê, Markus hoofstuk 1, vers 11. God self uit die hemel roep en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Hy wat deur mense verwerp is, hy is die kosbare. Hy is die uitverkore van die Vader. En hier's die vraag wat ek dan vanoggend vir jou het, en ek vra dit vir elkeen van julle wat hier sit. Sommige van julle is mense wat al meer as 50 jaar kerk toe gaan. As Jesus Christus vir God kosbaar is, hoe kosbaar is Jesus Christus vir jou? Is Jesus Christus die hoeksteen van jou lewe? Het die lewende steen aan jou die lewe gegee? Of het jy, al praat jy baie van hom, om eintlik diep in jou eie hart eintlik verwerp? Kom ek herinner julle net, dat die Joodse leiers was die mees godsdienstige mense van die tyd. En hulle het die kosbare en die uitverkore steen van God verwerp. Moenie dink godsdienstigheid gaan jou hemel toe vat nie. Is Jesus Christus kosbaar vir jou? En dit bring my by ons tweede punt vanoggend. Gelowiges is lewende steen. Jesus Christus is die lewende steen. Dis ons eerste punt gewees. En nou die tweede punt, Christene. So, Christus is die lewende steen. Gelowiges is lewende stene. So, hoekom is dit? Want omdat Jesus Christus die lewende steen is, daarom is al die gelowiges in hom lewende stene. En as lewende stene wat ons nou is, moet ons onsself laat opbou, sê Petrus. Nou, hoe moet ons onsself laat opbou? Kom ons begin weer by vers 4. Kom ons gaan terug na vers 4 se begin toe, want ek so aanneem julle het agtergeneem ek het daai eerste deel van vers 4 gemis. Dis hoekom, want dit pas eintlik by vers 5. Petrus begin met kom na hom toe. En daar is 'n tyd gewees wat elkeen van ons wat hier sit, elkeen van ons 'n ongelowige was. Dit moet so wees, want niemand word gebore as 'n Christen nie. Jy kan gebore wees in 'n Christelike huis, maar dit maak jou nie 'n Christen nie, net soos wat om in 'n garage gebore te word nie van jou 'n kar maak nie. En so met ander woorde, elke ware gelowige wat vanoggend hier is, was op een of ander stadium op 'n plek waar hulle vir die heel eerste keer na Jesus Christus toe gekom het.
En wil ek vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend hier sit of luister, en jy is 'n ongelowige, is die oproep van die Here deur die apostel Paulus Petrus hier vir jou, kom na hom toe, kom na Christus, kom na hierdie lewende rots, en vind by hierdie steen die lewe wat vir ewig is. Kom na hom toe, maar Petrus praat primêr nie hier in hierdie brief met nuwe gelowiges of mense wat ongelowiges is, nog nooit die evangelie gehoor het nie. Hy skryf nie hierdie brief aan ongelowiges wat nog tot bekering moet kom nie. Onthou wat het ons al reeds gesien in 1 Petrus 1 vers 7, dat hierdie is mense met 'n kosbare geloof, mense wat se geloof in daardie konteks praat hy al, wat alreeds deur vuur gelouter is. Sommige van hierdie mense aan wie Petrus hier skryf, was al vir meer as 30 jaar Christene. Sommige van hulle waarskynlik selfs al tot bekering gekom in die dae van Pinkster. En dis vir hulle wat hy sê, kom na Christus toe. Dis vir hulle wat hy sê, kom na hierdie lewende steen toe. Mense wat al reeds 'n lewe van geloof geleef het. Die Christelike lewe begin deur om na Christus te kom, maar die Christelike lewe hou nooit om terug te kom na Christus. Die Christelike lewe gaan weer en weer en weer en weer terug na Christus toe, want dis al wat ons het. Dis nie, ek begin met Christus en dan gaan ek op my eie aan nie. Nee, ons hoop is altyd Christus, ons hulp is altyd Christus, ons verlossing is altyd Christus en niks anders as Christus nie. En so ons moet aanhou na Christus toe kom, net soos Petrus ons hier aanmoedig. En nou moet ek die vraag vra, nee, miskien vra jy die vraag, miskien is jy al vir 30 jaar 'n gelowige of langer. En dan vra hy vir my nou, hoe moet 'n gelowige dan nou na Christus toe kom? En dan wil ek vir jou sê dat hierdie woorde kom na hom toe, is ook 'n verwysing na die Ou Testament. Is ook 'n Ou Testamentiese beeld. En vir ons om daai beeld te verstaan, blaai saam met my na Levitikus. Julle weet waar dit is, nee. Reg daar in die begin van ons Bybel. Levitikus hoofstuk 9. Nou wat ons vind in Levitikus hoofstuk 9, is 'n baie interessante verhaal. Die vorige hoofstuk, Levitikus 8, is wanneer Aaron en sy seuns aangestel word as die priesters oor die volk van Israel. En dan kom ons by hoofstuk 9, en dit is die heel eerste keer wat Aaron 'n offer gaan bring aan God. En wat ons in hierdie interessante teks vind, is dat daar twee geleenthede is waar twee verskillende persone of groepe persone kom na hom toe, kom na God toe. Vers 5, Levitikus hoofstuk 9 vers 5 tot 6. Toe het hulle, dis nou die ouderlinge van Israel, die oudstes van Israel, toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het. En die hele vergadering van die oudstes het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die Here. En Moses het gesê, dit is die saak wat die Here jou beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. Die oudstes van Israel het voor die Here kom staan, het gekom na die Here om te hoor wat die Here God
vir hulle deur Moses wil sê. En die tweede persoon wat gekom het is net 'n paar verse later, vers 7 tot 8, ek gaan dit nou nie ook lees nie. Maar wie was die tweede persoon wat gekom het na die Vader toe, wat gekom het na God toe, was Aaron homself in vers 7 tot 8 om 'n offer aan die Here te kom bring. Ons sien dieselfde ding, nie net hier nie, ons sien dieselfde ding in Exodus 12. En julle ken die verhaal van Exodus 12 baie goed, nee, dis die instelling van die Pasga, en dan is dit die hele volk wat tot God nader. Hulle nader na God toe om twee dinge te doen, weer eens, om te hoor wat God vir hulle deur sy priesters wil sê, om te gaan om te offer die Pasga lam aan die Vader, aan God. En so broer en susters, dis presies wat van ons verwag word as gelowiges, of jy nou vir 5 maande 'n Christen is, of jy vir 50 jaar 'n Christen is, of jy vir 2 minute 'n Christen is, wat is die ding? Die oproep is, kom na hom toe. Moenie op jouself vertrou nie, moenie op jou eie werke vertrou nie, moenie op enigiets anders vertrou nie, kom na Christus toe. En hoe kom ek na Christus toe? Nou, een van die maniere hoe ek na hom toe moet kom is om te luister en te hoor wat die woord van die Here vir my sê. En so die verwagtinge is Hebreërs hoofstuk 12 vers 25, moenie die onderlinge samekomste van die gelowiges verontagsaam nie. En kom ek sê vir julle, COVID het vir ons iets gewys van ek en jy, wat jy miskien nie vooraf geweet het nie. Want COVID het ons lui gemaak om kerk toe te gaan. Die Here het nie gesê, ek sal julle seën deur die prediking online nie. Dis by die samekomste van die gelowiges. Daar is waar die Here se woord intiem met ons hart kom praat. Moenie die samekomste van die gelowiges verontagsaam. Maar dis nie alwaar ons die woord van die Here moet hoor nie, né? Dank die Here, ons kan ook self ons Bybels oopmaak en self lees en bestudeer, is dit nie. Josua hoofstuk 1 vers 8, wat onthou ons daar? Ons moet dag en nag die woord van die Here bepeins en nougeset wandel volgens alles wat die Here ons daarin leer. Dis hoe ons na Christus toe moet kom. Ons moet na Christus kom, soos in die dae van die Ou Testament, om te hoor wat die Here vir ons wil sê deur sy woord. Maar daar is nog 'n manier waarop ons na die Here toe moet kom, net soos in die dae van die Ou Testament, maar meer besonder. Ons moet ook kom om vir die Here offers te bring, is dit nie? Kom na hom toe, net soos die volk van ouds, om offers te bring. En die offers wat ons moet bring is nie die offers van bulle en bokke nie. Wat sê Hebreërs hoofstuk 12 vers 1? Die offers wat ons moet bring, Paulus sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame sal stel, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dis die minimum wat van julle verwag word. En so dis deur 'n heilige lewe wat ons 'n lewende, heilige, aanneemlike offer bring. Dis deur hoe ek dink en jy dink. Dis deur hoe ek en jy praat. Dis deur hoe ek en jy leef. Dis hoe ons 'n heilige offer aan God bring. Dit is hoe ons na hom toe kom.
kom deur om tyd in sy woord te spandeer. En nie net hoorders van sy woord te wees nie, maar daders te wees. En dis presies dan waarop Petrus die res van vers 5 uitbrei. Hy sê, kom en laat julle nou as lewende stene opbou. Julle is lewende stene, want Christus, julle is in Christus. Maar nou moet julle julleself laat opbou as daar die lewende stene. Julle moet julle laat opbou, deur om, hoe moet julle julleself laat opbou? Julle moet julleself laat opbou, deur om na Christus toe te kom en sy woord te bestudeer, deur die erediens en deur selfstudie. Julle moet na hom toe kom, deur heiligheid na te jaag, en offers te bring wat aan God heilig is, maar hoe moet julle self laat opbou as offers? Hoe moet julle self laat opbou as lewende stene? Wat sê Petrus? Hy sê, laat julle self opbou, julle is lewende stene, laat julle nou opbou, tot 'n geestelike huis, dis die res van vers 5, tot 'n heilige priesterdom, sodat julle geestelike of ongeestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Bring julle offers in Christus, bring julle offers deur Christus. Ons kan nie op ons eie nie. Ons moet na Jesus Christus toe kom, vers 4, sodat ons in staat is om ons offers aan God te bring as heilig en aanvaardbaar. Dis net hy in Christus, Filippense hoofstuk 4 vers 13, wat Paulus sê, dis deur Christus wat ons in staat is. Hy is een wat vir ons die krag gee. Kom ons werk stelselmatig deur hierdie vers. Vers 5. Ons is lewende stene. Christus is die lewende steen. Onthou, vers 4. So hoe het ons lewende stene geword? Wel, die antwoord is baie eenvoudig. Ons het al reeds daarna gekyk in 1 Petrus 1 vers 3. Deur die wedergeboorte, deur die opstanding van Jesus Christus, ons is wedergeboorte deur die opstanding van Jesus Christus, en daardeur het ons nou lewend geword. Dis hoe ons stene geword het. Efesiërs 2 vers 19 tot 22 sê, dis hoe ons stene geword het in God se gebou. God se gebou, die tempel, die heilige tempel. Die geestelike tempel. So wat is Petrus besig om hier vir ons te sê? Hy sê, jy as 'n gelowige, jy is 'n steen. Elke gelowige is reeds 'n lewende steen. Maar jy moet nou opgebou word. En kom ek vra vir jou die vraag vanoggend, waarmee bou jy jouself op? Wat is die dinge wat nou jy najag? Wat is die dinge wat jou gedagtes vul? Wat is die woorde wat jy uit jou mond uit laat vloei? Wat is die dinge waarmee jy jouself besig hou? Hoe laat jy jouself opbou as 'n lewende steen in God se gebou? As jy 'n Christen is. Waarmee is jy besig om te bou? Want sê Petrus, ons moet onsself laat opbou. En waartoe moet ons onsself laat opbou? Ons moet onsself laat opbou tot 'n geestelike huis. Ons moet ons laat opbou tot 'n heilige priesterdom. Ons moet ons laat opbou sodat ons geestelike offers sal bring wat vir God welgevallig is. En so ja, broer en suster, elkeen die oomblik van jou wedergeboorte, dan word jy 'n steen in God se gebou wat lewend gemaak word deur Jesus Christus. En die vraag is dat jy nou daardie lewende steen wat jy is, moet vat en moet
welgevallig maak aan God. Dat jy sal bou op 'n God welgevallige manier. Jy moet jouself laat opbou, sê Petrus dan daar, jy moet jou laat opbou as 'n geestelike huis. Nou die woord huis, wanneer dit nie in die Bybel gebruik word, dan moet jy altyd sit net 'n notaatjie hier op jou kop. Die oomblik as jy die woord huis in die Bybel lees, want baie keer, nie altyd nie, maar gereeld is die verwysing na die tempel, en dit is ook die geval hier. Die huis van God, die geestelike huis waartoe ons opgebou moet word, verwys na die tempel. 1 Konings 5 vers 5. Die tempel in Jerusalem, dis God se huis. En so wat Petrus hier probeer sê is, broer en suster, elkeen van ons, elke gelowige is 'n steen wat gebou is op die hoeksteen van Christus, binne in die geestelike tempel van God. Kan ek dit in ander woorde sê? Jy en elke ander medegelowige is deel van Christus se kerk, van Christus se gemeente. Paulus skryf in Timoteus 1 Timoteus 3 vers 15 sê hy skryf vir Timoteus sodat Timoteus sê, Timoteus, ek skryf vir jou sodat jy kan weet, sê hy daar, hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente van die lewende God 'n pilaar en 'n grondslag van die waarheid is. So wanneer Petrus hier sê, ons moet onsself laat opbou tot 'n geestelike huis, dan sê hy vir ons dat jy moet jouself as deel van die lokale huis, die gemeente van God, laat opbou en geestelik wees in hoe jy optree. Geestelik wees met 'n desperate strewe om God verheerlikend te wees, om in liefde op te tree, om te soek na die manier, hoe kan ek God op die beste manier eer in hierdie situasie? Deur om myself te onderwerp aan God se woord en die goddelike gesag. So as 'n gelowige moet jy jou laat opbou tot een wat geestelik vernuwe is deur Jesus Christus. Teenstrydig met die manier hoe jy vroeër in jou vorige lewe gewandel het. Sodat jy saam met al die gelowiges die geestelike huis van God kan wees. Jy is steen en ek is steen, ons almal saam besig om opgebou tot 'n geestelike huis. Elke gelowige broer en suster, of jy dit nou wil weet of nie, jy is een van die lewende stene in God se kerk wêreldwyd. Wêreldwyd wat insluit swart mense en Chinese mense en Amerikaanse mense en Russiese mense en Suid-Afrikaanse boeregemeenskap. Jy is deel van daai liggaam van Christus. En is jy besig om op te tree soos 'n ware broer en suster van ander mense? Jy is deel van God, 'n lewende steen in God se huis, nie net wêreldwyd nie. Maar jy is ook 'n deel van God, 'n lewende steen in God se huis hier in Sandwood Park Baptist Kerk. Dis hoekom, soos ons laasweek gesien het, kerklidmaatskap so belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is. Maar jy moet jouself tweedens laat opbou, sê Petrus, tot 'n lewende steen, laat opbou soos tot 'n heilige priesterdom, sê Petrus. En weer eens, verstaan Petrus nie verkeerd nie, hy sê nie, ek is die hele priesterdom nie. Hy sê nie, jy is die hele priesterdom nie, hy sê, jy is een van die priesters in God se priesterdom.
En jy moet heilig wees. Dit praat hier van die priesterskap van alle gelowiges, dat onder die hoofpriesterskap van Jesus Christus is elke gelowige nou 'n priester. En so ons hoef nie meer soos in die Ou Testamentiese tyd, dis die hele boek van Hebreërs, is dit nie? Ons hoef nie meer soos in die Ou Testament deur 'n priester te werk nie, want ons gaan deur Jesus Christus self na God toe. Deur Jesus Christus kan elke gelowige as priester direk tot God bid. In Jesus Christus. Kan ons direk ons offers bring as heilig en gewelgevallig aan hom deur Jesus Christus. Ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan, sê Hebreërs hoofstuk 4 vers 16. Ons kan met vrymoedigheid na die heiligdom ingaan, sê Hebreërs hoofstuk 10 vers 19, sê ons kan met vrymoedigheid in die heiligdom ingaan, in die allerheiligste van die tempel, as ek dit so kan stel, kan ons ingaan. Deur wat? Deur die bloed van Jesus Christus. Ons kan reguit in die teenwoordigheid van 'n heilige God ingaan, maar hier is die ding, belangrik. Ons kan nie in die teenwoordigheid van God ingaan op 'n onwaardige wyse nie. Hebreërs hoofstuk 10 vers 22. Ons moet op 'n waardige wyse voor hom gaan, met 'n waardige hart, vol geloofsekerheid, en absolute volkome vertroue, nie op my eie werke nie, maar die werke van Christus, en 'n lewe wat daarvan getuig dat dit waar is. Ons moet, sê Hebreërs hoofstuk 10, ons moet gaan met ons harte besprenkel, gereinig deur besprenkeling. Ons moet gaan met ons gewete gewas met water. As lewende stene is elke gelowige deel van die geestelike tempel. Maar omdat ons deel is van God se geestelike tempel, moet ons onsself reinig van sonde. Moet ons strewe met ons hele hart tot 'n heilige en God welgevallige lewe. Ons moet onsself beklee met die kleed van heiligheid. Ons moet afwas die weë van hierdie wêreld. Ons moet 'n heilige priesterdom wees. Want ons as priesters in God se priesterdom moet nie 'n offer bring wat vir onsself aanvaarbaar is, of die beste is wat ons kan oplewer nie. Dis nie wat Petrus hier sê nie, is dit. Hy sê, bring aan God 'n offer wat vir hom welgevallig is. Wat vir hom welgevallig is. En dit vra dat ons lewe sal offer as 'n heilige offer. Ons kan nie wees, ek het in die begin voor die diens het ek daarna verwys, ons kan nie wees soos die priesters in die dae van Esegiel. Die priesters in Esegiel se dag in hoofstuk 22 en vers 26 van Esegiel, luister wat sê die Here van die priesters van die volk. Hy sê, sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie. En die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarom maak hulle oë toe vir my sabbate. Ja, ek word onder hulle ontheilig. So kan ons nie optree nie, broer en suster. So kan ons as gelowiges wat heilige stene is in God, in Jesus Christus. Ons kan nie, maar ons moet wat doen?
Ons moet elke dag opstaan en onsself opnuut laat opbou, om as heilige stene geestelik 'n huis te word vir God. Elke dag geheilig te word tot 'n ware priesterdom. En hoe moet ons dit doen? Ons kan dit net op een manier doen, is om terug te kom na Jesus Christus. Bestudeer sy woord. Bestudeer sy woord. En streef daarna om die sonde af te sterf en heiligheid na te leef. Want ons is nie geroep om geestelik te wees sodat ons mense kan beïndruk nie. Ons is nie geroep om geestelik te wees of om heilig te wees sodat mense vir ons sal kyk nie. Ons is geroep om hierdie taak te verrig. Om geestelike offer vir God te bring wat vir hom welgevallig is. Die vraag is weer, ek sê, die vraag is nie, dink jy jou offer is goed genoeg nie. Dis nie die vraag nie. Die vraag is God tevrede met wat jy doen? Nie kan ek op een of ander manier regverdig en sê, wel, dis okay as 'n Christen iets soos hierdie doen. Dis nie die vraag nie. Die vraag is nie, hoeveel kan ek nie wegkom nie. Die vraag is, word God verheerlik deur hoe ek optree? Is dit God welgevallig? Die oproep is dat ons sal doen wat Kolossense 3 vers 17 vir ons sê. En wat julle ook al doen, of dit is in woord en of dit is in daad, doen alles. Vir wat? In die naam van ons Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Die vraag is Kolossense 3 vers 23, dat ons alles van harte sal doen, nie soos vir mense nie, maar dat ons dit sal doen vir God. Die vraag is dat ons sal leef en dat ons selfs bereid sal wees om te sterf om die Here te eer, want ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan hom. Romeine hoofstuk 14 vers 8. Ons moet leef sodat of ons eet of ons drink, wat ook al ons doen, moet alles gedoen word tot eer van die Here, sê 1 Korintiërs 10 vers 31. Dis waartoe ons onsself moet laat opbou. En hoekom moet ons onsself laat opbou tot mense wat leef tot eer van die Here? Want hier is die probleem. Kom ons wees nie arrogant en dink dat enige van ons is perfek nie. Niemand van ons word so gebore nie. Dis iets waaraan ons elke dag moet aanhou werk. Dis hoekom ons moet aanhou kom na Jesus Christus. Ons moet daarin groei. En daarom, broer en suster, ondersoek jou eie hart vanoggend. Het is nie my werk om jou hart te ondersoek nie, jy moet dit self doen. Sien waar jy tekort skiet. Waar skiet jy tekort om deel te wees van God se geestelike huis? Waar skiet jy tekort daarin om deel te wees van God se heilige priesterdom? Hoe ver skiet jy tekort daaraan om geestelike offers wat vir God welgevallig is te offer? Ek hoop jy staan vanoggend raak en sien dat jy skiet tekort. Dat jy is nie waar jy moet wees nie. En dan wil ek vir jou net die volgende vraag vra, want dis eintlik die vraag wat ek wil vra is nie. Die vraag wat ek wil vra is, skiet jy nie tekort nie, ek weet jy doen. Hier is my vraag, werk jy daaraan? Werk jy daaraan, as jy besig om jouself te laat opbou? Want hier is die Here se oproep
oproep nie, ons het al klaar daarna gekyk, 1 Petrus hoofstuk 1 vers 16, dis die Here se vraag. Die Here se vraag van jou en my is, wees heilig, want ek is heilig. En dit is jy verseker nie. En dit is ek verseker nie. Maar ons kan nie priesters wees soos die priesters in die dae van Jesegiel. En ons kan nie priesters wees soos die seuns van Eli, Hofni en Pinehas in 1 Samuel hoofstuk 2 nie. En ons kan nie priesters wees soos Aminadab en Abihu nie, in Levitikus hoofstuk 10 nie. Nee, ons is geroep, sê Petrus, om te word 'n geestelike huis. Ons is geroep om te wees 'n heilige priesterdom, sodat ons lewens 'n geestelike en aan God welgevallige offer sal wees. Dit, broer en suster, sê Romeine 12 vers 1 vir ons, dit is niks minder as ons redelike godsdienst nie. As Jesus Christus sy lewe vir my gegee het, as dit waar is, dan is dit niks minder as redelik, dat ek my lewe sal gee, as 'n heilige en God welgevallige offer. Amen. Kom ons bid. Here, ek bid dat U vir ons sal help, dat ons sal sien ons is nie perfek nie. Dat U vir ons sal help om te sien, Here, dat almal van ons het nog werk om te doen. En dan bid ek, Here, dat U vir ons ywerig sal maak om daardie werk te doen. Ons hoop is in Jesus Christus. Maar as ons in Christus is, Here, dan is ons nuwe mense. En nuwe mense is hulle wat hulle self beywer om U te verheerlik. En so ek bid, Here, dat U vir ons sal help, daar waar ons nog tekort skiet. Wys dit vir ons uit. En help ons om te groei, sodat U verheerlik sal word, dat ons offers aan U welgevallig sal wees. 'n lewe wat U sal eer. Meer en meer, ek bid dit in Jesus naam. Amen.